Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Johannes 18, vers 33 tot 38. Kom ons lees saam. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom: "Is u die koning van die Jode?" Jesus antwoord hom: "Sê u dit uit uself of het ander u dit van my gesê?" Pilatus antwoord: "Is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen?" Jesus antwoord: "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie." Pilatus sê toe vir hom: "Is u dan tog 'n koning?" Jesus antwoord: "U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem." Pilatus sê vir hom: "Wat is die waarheid?" En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle: "Ek vind geen skuld in hom nie." Wanneer Jesus voor Pilatus staan, vra Pilatus vir hom: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus antwoord nie direk nie, maar vra: "Sê jy dit uit jou eie, uit jouself, of het ander dit vir jou gesê?" Hier is 'n diep vraag. Jesus nooi Pilatus uit om self te besluit wie hy is. Nie net op ander se opinie staat te maak nie. Dit is dieselfde uitnodiging wat hy in ons rig. Ware geloof is nie net 'n stel aannames wat ons van 'n ander oorneem nie, maar 'n persoonlike transformerende verhouding met Jesus. Dis die bottom line van Christendom. Pilatus baseer sy vraag oor Jesus op wat ander vir hom gesê het. En ons sien die hele tyd met Pilatus dat sy opinies verander en dat hy uitgaan en sê hy het geen skuld nie, maar dan kom hy weer terug met maar hulle sê. Dit herinner ons daaraan dat ons prentjie van God dikwels gevorm word deur wat ons by ons ouers of by ons geestelike leiers gehoor het of ons kultuur en of populêre opinies oor Jesus. En dit maak dit nie af dat hierdie gesagsfigure verkeerd is nie. Maak dit net dat dit is die realiteit, dat dit is hoe ons prentjies van God gevorm word. Negatiewe ervarings wat ons met godsdiens gehad het dikwels 'n invloed. Baie mense klou aan 'n tweedehandse geloof vas. 'n Geloof wat nie deur 'n persoonlike ervaring en ontmoeting met God gevorm is nie. Ek vorm met dit wat ek hoor en dit wat gesê word en ons sien dat baie keer daai goed weekliks verander. Dis 'n geloof wat bloot aanvaar is, maar nie werklik leef nie. Jesus vra vir Pilatus: "Sê dit uit jouself of het ander dit vir jou gesê?" Dis 'n vraag vir ons ook. Is jou geloof iets wat jy self ervaar of net iets wat jy aangeneem het? Ware disippelskap beteken dat ons 'n lewende kennis van Jesus moet hê. Ons moet nie net oor hom weet nie, maar hom werklik ken en ervaar in ons daaglikse lewe. Jesus bid in Johannes 17. Hy sê: "Mag hulle u ken en Christus wat u gestuur het." Ken is die woord in die Hebreëus sal ons praat van yada. Dit is daai gemeenskap, een word, intiem. Mag hulle u ken. Mag ons Jesus ken, nie net kennis van hom hê nie. John Ortberg sê dat ware geloof 'n lewende verhouding is, iets wat ons moet beoefen, nie net iets wat ons intellektueel aanvaar nie. Hy gebruik dikwels die beeld van 'n rivier. Ons geloof moet vloei, beweeg en verdiep. Nie net staties bly wat ons een keer gehoor het of dink dit moet wees nie. Ons beeld van God verander en verbreed soos ons elke dag soek om meer van hom te beleef. Soos ons prentjies gevorm is dit ook waar dat dit steeds elke dag gevorm word. En soos 'n sterker vuur vorm dit ander klein voortjies wat later groot kanale word van lewe. Een van my gunsteling gedeeltes in die Nuwe Testament is die gedeelte waar Paulus sê, ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Dis 'n proses. Ons vorm nie net nuwe beelde van Christus nie. Ons word aan daardie beelde gelyk.
As ons prentjie van God duideliker wil kry, moet ons in die rigting van Jesus kyk. Deur sy woorde en dade, sy sterwe en sy opstanding, maak Jesus vir ons bekend hoe God werklik is. Hy sê dit vir sy disippels. Hy sê, as julle die Vader wil sien, kyk na my. Elke idee en aanname wat ons oor God het, moet gemeet word aan die persoon van Jesus. As dit weerspreek word deur wat ons van God deur Jesus deurken het, moet ons dit laat gaan. Indien nie, kan dit veilig deel wees van ons prentjie van God. Ek wonder baie keer wanneer ons dink oor hoe God is. En ons wonder, kry ons iets reg van dit wat God vir ons gee om te wees? Het jy al ooit stil gebly, ten spyte van die drang om jouself te verdedig, wanneer jy onregverdig behandel is? Het jy al ooit iemand vergewe, al het jy niks daaruit gekry nie, en is jou vergifnis dalk net vanselfsprekend aanvaar? Het jy al ooit 'n opoffering gemaak, sonder om enige dank of erkenning te ontvang, en selfs sonder om enige innerlike bevrediging te voel? Dis wanneer ons meer na die ware prentjie van God beweeg. En dis wat Paulus sê, hy sê ons word al hoe meer verander om in die beeld van Christus gelyk te word. Ons kyk nie net na Christus en sien die beeld van God nie. Ons kyk na Christus, ons volg hom en ons word die beeld van God. Dis die uitnodiging vir elke disipel, om Jesus te volg en meer soos hy te word, sodat die beeld van Christus nie net iets is in ons kop nie, maar 'n beweging in ons hart. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om U te ken, meer en meer, en ek bid dat U meer en meer in elkeen van ons, in ons eie konteks, en op ons eie seisoen, en op ons eie reis, U aan ons sal openbaar. Die prentjie sal verbreed en hervorm waar dit nodig is in ons lewe. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Here help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Here help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Die ware beeld van God. Die ware beeld van God. Here help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Here help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Die ware